Jesus het ook vriende gehad, al maak hulle soms seer. Want weet julle wat is die realiteit? Dat vriende is net mense. Selfs mense wat jy hier ontmoet, gaan net mense wees. En hulle gaan jou teleurstel, en hulle gaan goed doen wat hulle nie moet doen nie. En my mentor, Dani de Kok, het altyd hierdie volgende ding gesê. Hy sê, die skade wat mense jou kan aandoen, is baie minder as die waarde wat mense tot jou lewe kan byvoeg. En ek het gekies om my lewe nie as 'n kluisenaar te leef nie, maar as om mense soos Jesus naby aan my toe te laat. En stel mense my teleur, you betcha. Dit gebeur en dit maak seer en is nie lekker nie. Maar ek kan nou vandag getuig en vir jou sê, die mense wat ek wel naby my toegelaat het, wat nie daai pad gestap het nie, wat my nie in die rig gesteek het nie, en wat nou nog vandag in my lewe is, dis die beste toevoegings tot my lewe wat ek kan kry. So my tema vanmôre is Jesus het ook vriende gehad. Jesus het ook vriende gehad. Jy sien, baie van ons dink oor Jesus, en wanneer ons dink oor wie Jesus was en wat hy gedoen het, dan so 'n paar prentjies wat ons van Jesus het. Een van dit is, hy is redder, hy het gesterf vir my. Dit wat ons op Paasnaweek gevier het, is dat Jesus was hierdie mens gewees wat eintlik God is, wat aarde toe gekom het, gebore in 'n krib, kruis toe gegaan het en gesterf het. En ons dink aan Jesus in daai prentjie. Maar baie van ons dink aan Jesus as 'n wonderwerker. Is iemand wat toe hy op aarde was, het hy genesing gebring en mense waarde gegee. Baie van ons in die regte manier om ook oor Jesus dink is dat Jesus is God. Hy's deel van die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons dink aan Jesus as dit. Maar het jy al ooit aan Jesus gedink? Aan iemand wat vriende gehad het? Ek het verlang nie so aan Jesus gedink nie, en toe ons besig was met hierdie kwartaalbeplanning, en ons is nou in 'n paar weke reeks wat ons praat oor die feit dat Jesus was deel van 'n gemeenskap, en Jesus wat God is, het gekies om tussen mense te woon, en mense deel te maak van sy storie. En ons wil jou help om mense deel te maak van jou storie. En een van die maniere hoe Jesus dit gedoen het, was deur vriende te hê. En ek wil vanoggend vir jou wys hoe Jesus sy vriendekring gestruktureer het, en dat jy sal besef dat ek en jy het ook vriende nodig. En Colin het laasweek so goed gedoen en vir ons afgeskop en met ons gedeel dat oor hierdie statistieke van hoe alleen mense geword het. Ek lees hierdie stelling in die week dat ons is die mees gekonnekteerde, wat ook al die Afrikaanse woord vir dit is, mense op aarde ooit van tevore. Jy weet wat oral in die wêreld gebeur. Jy het meer vriende as ooit van tevore, maar ons is ook die mees alleenste mense, alleensaamste mense. Ons voel alleen as ooit van tevore. En hoekom is dit? Jy sien, want ek wil jy moet verstaan dat ons as mens is gemaak vir verhouding. Inteendeel, hierdie skrif gaan nie op die bord wees nie, maar as jy gaan na Genesis 2 en 3 toe praat dit van die skepingsverhaal. Genesis 2 praat oor die feit dat God het man en vrou geskep en hoe hulle in die wêreld gekom het. En Genesis 3 is amper soos 'n terugkyk van wat het in daai eerste oomblikke gebeur met die mens en waar God vir Adam gevat het en hy sy het hy vir Eva gemaak. Maar net voor dit sê God hierdie volgende ding. Vir die eerste 5 dae sê God, dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit is goed. En op die 6de dag maak hy vir Adam. En hy kyk na Adam en hy sê vir Adam, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En van julle is dit ook die enigste ding wat jy vandag nodig het om te hoor, is dit is nie goed dat jy alleen is nie. Sien, want God het ons gemaak vir verhouding. En deel van die feit dat ons gemaak is in God se beeld, is selfs God staan in verhouding. En teen daai gedeelte in Genesis sê, kom ons maak mens in ons beeld. Eerste verwysing na die Godheid, na die verhouding tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Daar's verhouding van die begin af gewees. En as ons in God se beeld geskep is, praat nie net van ons lyk soos God nie. Dit praat van jou karakter. En jou karakter, die Engelse mooi woord, dit kryf, dit begeer om in verhouding te staan met ander. En dalk het jy nog nooit so hieroor gedink nie. Maar voor die sondeval was daar al iets wat nie goed was nie. God kom wys vir die mens. Onthou, God maak geen foute nie. God het nie Adam gemaak en gedink, o, julle, dit is nie goed, ek moes dalk vir my maatjie gemaak het.
Weet, God het nie 'n fout gemaak deur dit te doen nie. God het gekom en hy skep vir Adam en hy wys vir Adam, hierdie is hoe die lewe is om alleen te wees. Nou kan ek net vir al die single mense vandag hier sê, ek is ook dankbaar dat daai gedeelte verwys nie net na vriendskap nie, maar ook na die feit dat jy 'n lewensmaat kon gekry het. Maar daai gedeelte is nie net beperk vir huwelik nie, dit praat oor die mens se DNA, dit wat binne die mens is, skree uit, het hierdie begeerte na verhouding. En so daarom sê God, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En so vandag kom ek en ek kyk na Jesus se lewe. En dis, as jy saam met ons deur hierdie jaar so ver reis, ons skrifgedeelte vir die jaar is 1 Johannes 2 vers 6. En dit sê die volgende, die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet ook self leef soos hy geleef het. Nou, as ons sê Jesus het vriende gehad, en dan gaan nou vir julle verduidelik hoe hierdie vriendskappe gelyk het, dan ek en jy nodig om te verstaan, ons het vriende nodig. Want as ek volgende vir jou gevra het, dink jy dat vriendskap is 'n goddelike idee? Dink jy dis 'n geestelike dissipline? Meeste van ons sal gesê het, nee, jy weet, dis 'n goeie idee, maar dis nie noodwendig 'n geestelike ding nie. Jesus het vriende gehad. En weer eens sê 1 Johannes 2 vers 6, dat as ons sê ons leef in verhouding met hom, moet ons ook leef soos hy geleef het. Ons het nodig om ons te omring met die tipe mense waarmee hy hom omring het. En so vandag wil ek bietjie na dit kyk, en so, maar daar's 'n paar elemente wat vriendskap in vandag se tyd moeilik maak. En ek wil dit van die begin af vir jou verduidelik, dat jy sal verstaan dat om vriende te hê in 2026 is teen die norm, om goeie vriende te hê, om diep vriende te hê, om naby vriende te hê, is teen die kultuur van die dag, en daar's 'n paar redes hiervoor. Die eerste rede is dat anders as in Jesus se tyd, leef ons in tye waar mense baie maklik trek en van mekaar wegtrek. In Jesus se tyd, as jy vir iemand so gevra het, ja, so waar kom jy vandaan? So hy gesê het, van daar af. Want in Jesus se tyd, en in 'n groot gedeelte van die eerste eeu, mense wat geleef het nooit buite of nooit baie ver buite waar hulle groot geword het getrek nie. So wat dit beteken het is, jou buurman se kind het heel moontlik jou beste vriend geword of beste vriende geword, en julle het in 'n omgewing groot geword en saam met julle groot geword, en jy het vriende gehou of vriende ontmoet toe jy jonk was, en jy het nader en nader aan hulle gegroei, en julle het vriende geword toe julle oud was, en julle kinders het vriende geword, en dit was die eerste eeu se patroon gewees. Maar toe word om te reis en om te verhuis word toe goedkoper en makliker as gevolg van 'n ding wat ons noem 'n perdekar, en toe 'n kar en 'n vliegtuig, en mense wat ons ken, wat jy dalk met vriende was toe jy 'n kind was, bly nou in China en in Hong Kong en in Japan en in Brakpan, jy weet, in al hierdie verskillende plekke. Hoekom altyd as mense daai woord gebruik, lag mense, ek weet nie. Bid vir daai vriend in Brakpan, hoor, so, en dalk in Witbank, Sam, maar waar kan hulle bly? Jou vriende het getrek, en baie van julle wat dalk hier sit vandag, het nie in Klerksdorp groot geword nie. Ek het nie in Klerksdorp groot geword nie. Ek is in Pretoria gebore, en toe het ek in Pietersburg gebly, en van Pietersburg af is ek na 'n plek met die naam Moketsi, wat meeste van julle nie eens weet waar dit is nie, en van Moketsi af Zenien toe, van Zenien af Middelburg toe, en van Middelburg af Klerksdorp toe. En so, 'n ou bly nie lank genoeg op een plek om diep verhoudings, vriendskappe te vorm nie. So dis een van die uitdagings, maar die tweede uitdaging wat ek sien is die feit dat ons kom en ons leef in 'n sosiale media vriendskap samelewing. Ek het nou net gesê, ons is meer as ooit van tevore connected met mekaar. Dis maklik om te sê ek is vriende met daai en ek is vriende met daai, en Facebook in 2003 toe Facebook begin is, het hierdie hele ding kom verander. En so ewe skielik kan ek vriende wees met iemand wat ver bly, maar ek weet nie werklik wat aangaan in hulle lewe nie, en hierdie het vriendskap heeltemal kom verander, want weet julle wat het sosiale media kom doen? Sosiale media het vir ons kom wys dat ek kan vriende met jou wees en net die goeie van my vir jou wys. Ek sit die geëdite, gefilterde, deurdinkte goeder sit ek op sosiale media, en die mense wat ek my vriende aanlyn noem, sien net die mooi gedeelte van my, en hulle sien net my kinders wanneer hulle soet is. Ja, ek het van julle al in Spar gesien, hoor, ek weet, daai is nie die waarheid nie. Ek grap net. Van ons het geleer om so met vriendskappe en so, wat gebeur is, jy leer hierdie manier aanlyn, en dan kom jy in persoon. En as jy in persoon kom, dan probeer jy nog steeds net die goeie wys. Kan ek vir jou sê, dis 'n leefvriendskap as jy net altyd die goeie vir die ander persoon wys, want dit beteken jy dra jou seer alleen.
Jy dra jou foute alleen. Niemand kan jou foute vir jou uitwys nie, want ons sit net altyd hierdie mooi gesiggie op. Altyd reg, mooi, ag oulik. Ons het hierdie stemtoontjie wat ons gebruik en dis vals. En sosiale media het ons manier van dink oor verhouding kom verander en so dit maak dat vriendskappe is moeilik. En saam met dit het ek geleer ek kan in my huis bly en ek het niemand naby my nodig nie. Soos ek kan in plaas van om met mense want voor Netflix en Prime en Disney Plus en SABC2 voor al hierdie goed het jy moes uitgaan. Jy moes gaan speel het buite en jy moes met mense gaan praat, anders het jy in jou huis gesit en vir die muur gekyk. Bietjie jou gespeel en dan het jy bord geraak en jy het uitgegaan. Nou, hoef jy nie uit jou mure uit te gaan om enigstens vermaak te beleef nie. Jy kan in jou huis sit en as jy klaar is met Netflix en sê ja, as niks meer om daar te kyk, ek het dit alles gekyk, nou kan ek Prime kyk, en nou kan ek Disney Plus kyk, en as jy nou baie fancy is, kyk jy Showmax, en as jy Showmax klaar is, begin jy weer by Netflix en jy spring so van een na die ander ene, en dan vra jy die vraag, maar wat van as jy kos wil hê? Nee, Uber Eats baby, yes. Ek hoef eers uit te gaan om Uber Eats te kry nie. Hulle los dit sommer by die hek vir my. Ek hoef eers met daai persoon te praat nie. En so wat gebeur is, ons het begin kluisenaars raak. Ons gaan nie meer uit om verhouding te bou nie. En dan bring dit by die derde een, en dalk is die derde een die hoofvrede, hoekom baie van ons vandag hier sit, wat nie goeie vriendskappe het nie. Dis die derde een, en ek het self hierdie een beleef, ek het in my vrou se lewe al hierdie gesien, ek het van my ander vriende se lewe al hierdie gesien. En dit is iewers dat jy hierdie vriendskap ding probeer. Jy het oopgemaak en jy het gedeel en jy was nie net 'n sosiale vriend nie, jy was 'n diep vriend gewees. En dan daai ander persoon of persone dalk jou spreekwoordelik in die rug gesteek en jy het seer gekry. Hulle het gepraat wanneer hulle nie moes praat nie met iemand wat jy nie wou gehad hulle mee moes praat nie, of hulle het opgetree op 'n manier wat jou seer gemaak het. En wat ons as mens doen wanneer ons seer kry, dan hardloop ons weg. Ons maak toe. Sê ek het nie meer hierdie in my lewe nodig nie. Ek wil vandag vir jou sê, voordat ek enigstens verder gaan, selfs Jesus het hierdie beleef. As jy daaroor dink, en ons gaan daaroor praat, maar Judas Iskariot, Jesus het gebid voordat hy sy 12 vriende gekies het, sy 12 naaste vriende gekies het. Hy het gebid, en selfs een van daai wat hy oor gebid het, het hom in die rug gesteek en hom verraai aan die Romeine, wat op die einde van die dag gemaak het dat hy kruis toe gegaan het. Selfs Jesus het daai seer beleef, en tog terwille, ten spyte van die seer, het Jesus gekies om vriende in sy lewe te hê. Jesus het ook vriende gehad, al maak hulle soms seer. Want weet julle wat is die realiteit? Is dat vriende is net mense. Selfs mense wat jy hier ontmoet, gaan net mense wees. En hulle gaan jou teleurstel, en hulle gaan goed doen wat hulle nie moet doen nie. En my mentor, Dani de Kok, het altyd hierdie volgende ding gesê. Hy het my altyd gesê, Marius, die skade wat mense jou kan aandoen, is baie minder as die waarde wat mense tot jou lewe kan byvoeg. En ek het gekies om my lewe nie as 'n kluisenaar te leef nie, maar as om mense soos Jesus naby aan my toe te laat. En stel mense my te leer, you betcha. Dit gebeur en dit maak seer en is nie lekker nie. Maar ek kan nou vandag getuig en vir jou sê, die mense wat ek wel naby my toegelaat het, wat nie daai pad gestap het nie, wat my nie in die rug gesteek het nie, wat nou nog vandag in my lewe is, dis die beste toevoegings tot my lewe wat ek kan kry. Inteendeel, ek luister in die week hoe iemand praat, hulle sê, om te sê, jy gaan nie meer 'n vriend hê nie, omdat 'n ander vriend jou seer gemaak het, is om te sê, jy gaan nooit weer 'n kar hê nie, omdat jy iewers uit petrol uitgehardloop het. Maak net nie sin nie. Herstel en beweeg aan. So dis die 3 redes. As ons bly nou nie lank genoeg op een plek nie, sosiale media het die manier hoe ons vir vriende ding kom verander, en seer maak, het dit by ons kom steel. Maar ek wil jou vra om deur hierdie te breek, om deur hierdie 3 redes te breek, sodat jy vriendskappe in jou lewe kan inbring. Want hoor wat sê Johannes 15, vanaf vers 13, dit sê die volgende. Dit sê, niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Daar word die woord vriende gebruik. Julle is my vriende as julle doen wat ek aan julle opdra. En dan vers 15 sê die volgende, ek noem julle nie meer slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Nee, julle noem ek al lankal vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle verduidelik het. Jesus het ook vriende gehad. In Johannes 15 vers 15 sê hierdie, ek noem julle nie meer slawe nie, maar julle is nou vriende. Ek wil jou volgende vraag vra, het jy vriende in jou lewe?
En daar's 4 verskillende vlakke van vriende wat jy in jou lewe kan hê. En ek wil vir jou wys, in Jesus se lewe is daar hierdie 4 groepe vriende en jy het nodig om al 4 van hierdie groepe vriende in jou lewe te hê. Die eerste ene is die 72 of die 70, hang wat se een van die boeke jy lees. So daar was hierdie groep mense gewees en jy kan dit gaan lees in Lukas 10. Jesus het 'n groot groep disippels gehad. Nie net die 12 nie. Ons het baie keer toe ek jonger was onder die indruk gewees dat Jesus het net 12 disippels gehad. Nee, daar was 'n groot magtige groep mense wat Jesus gevolg het en op hierdie stadium in Lukas 10 is daar 72 van hulle. En Jesus kom en hy sê vir die 72, hy stuur hulle 2-2 uit. Jy kan dit gaan lees op die eie tyd in Lukas 10. Stuur Jesus hulle uit. So jy het nodig om deel te wees van die 72. Nou wat is die 72? Dit is die groot gemeenskap, die groot community as jy dit so wil stel. Hierdie is mense wat in dieselfde ding glo as jy, wat dieselfde rigting beweeg in hulle lewe as jy. En in hulle geval was dit nou, hulle het almal in Jesus geglo en hulle wil doen wat Jesus sê om te doen. Nou kyk gou rondom jou, hierdie mense wat om jou sit, hulle is die 72. En is nou meer as 72 vanmôre hierso. Al is dit lang naweek, is hier meer as 72 hierso. En hierdie is jou 72. En kan ek vir jou sê, almal ken nie almal se name nie. Ek kan nou vandag hier sit, ek wil graag julle almal se name leer ken, maar jy moet een naam onthou, ek moet baie onthou, ek sê dit maar net daar buite. Jy moet net Marius onthou, hier so baie, maar ek probeer my bes om almal se name te leer ken. Maar selfs net 70 mense, hoe moeilik is dit om 70 mense se name te kan onthou? Inteendeel, ons 'n navorsingsstuk gedoen wat gewys het as ons almal kan effektief 100 mense se name en stories onthou. As jy 101 persoon ontmoet, dan delete jou brein nommer 100. Hy skuif af na 101 toe. So, as mens partykeer jou naam vergeet, daar's 'n rede daarvoor. So as jy by iemand kom en sê, "Hey chomma," julle weet mos dis wat jy sê, "Hey chomma, wat die bella." Kom jy jou frikkie? My naam is nie Frikkie nie. Nee, ek weet, ek noem jou sommer maar net Frikkie. Daar's 'n rede daarvoor want ons brein kan net soveel mense onthou. So in hierdie 72 het almal nie noodwendig almal se name geken nie, maar hulle weet hulle is een in hart en hulle beweeg na dieselfde rigting toe. Jy moet deel wees van 'n 72. Deel wees van 'n groep mense wat in een ding glo en in een rigting beweeg, want binne in daai 72 gaan ons aan na die volgende een toe en dan gaan ons na die 12 toe. Jy sien, binne in hierdie 72 het Jesus 12 manne gekies om naby aan hom te leef. Hy was lief vir almal, maar hy het gekies om sommer 12 intentioneel naby hom in te trek. So jy die 72 en dan het jy die 12. En die 12 se doel, die naam wat ek het vir die 12 is, ons noem hulle tafelvriende. Hulle moet om 'n eetkamertafel kan pas, as jy 'n groot genoeg eetkamertafel het, of in jou sitkamer saam met jou kan sit. Hierdie is mense wat jy baie meer met hulle te doen, en jy ken hulle almal op die naam. En jy ken heel moontlik hulle stories baie goed. Jy weet wie hulle kinders is, jy weet hoeveel kinders hulle het, of hulle kinders het. Dalk ken jy hulle pa en ma se name, hoopelik ken jy hulle honde se name. As hulle katte het, bid vir hulle. Maar jy verstaan wat ek probeer sê? Dat hierdie is mense wat nie net deel is van die groot kring, hierdie mense wat om jou sit nie. Dis die mense wat na die tyd as jy kuier in die koffiewinkel saam met hulle. Julle kuier op 'n Woensdag aand dalk in 'n selgroep saam met hulle. En kan ek net vir jou sê, my droom vir waartoe ons gaan is dat in die 3de kwartaal gaan ons selgroepe begin gedoen in ons gemeente en ek's besig om die Here te vra om ons wysheid te gee hoe om te doen dat dit volhoubaar en effektief sal wees. So as jy vir die gemeente bid dat ons die antwoord sal kry om hoe om dit te doen, sodat mense nie net op 'n Sondag kom en huis toe gaan nie, maar dat hulle op 'n Sondag kom, gekoop sal word, iets anders sal kry en dan vorentoe sal beweeg. En in die week bymekaar kom en praat oor dit wat hulle gehoor het. In die week is ek by 'n tandarts in die dorp wat lank terug in ons gemeente was en ek het so 'n bietjie van 'n tandpyn en ek gaan na hom toe. En terwyl hy, julle weet mos soos tandartse, nê? Terwyl hy jou in jou mond gryp, dan vra jy nou hierdie diep vrae. Jy weet, "Jesus, ja, ons praat in ons selgroep oor jou." Voel of my kaak op net met lui. Hy sê, "Ja, nee, Jesus, ek hoor. Wat sê jy is jou gunsteling preek?" Jy weet, realiteit van die lewe. En hy praat my oor hulle selgroep en hoe hulle praat in die selgroep oor wat die Here besig is om te doen in ons gemeente. En ek wil smaal, maar ek kan nie want my mond is oop. Ek raak opgewonde en ek hoor selgroep en die Here bevestig het terwyl ek in 'n tandartsstoel lê, kan jy glo, bevestig die Here vir my doen selgroepe. Want mense praat oor die woord. En so, jy het nodig om deel te wees van 'n 12. En wanneer ons deel is van hierdie 12, dan het ons nodig om te besef, kies baie intentioneel wie jy jou tafelvriende noem. Ek wil vir jou skrifgedeelte lees in Markus 3 vers 14. Dit sê die volgende: hy het 12 gekies
om gereeld by hom te wees en apostels te noem. Hy het 12 manne gekies om te sê, ek wil saam met julle die lewe doen. Wie kies jy om deel te wees van jou 12? Die primêre doel van hierdie groep was nie om saam take te verrig nie. Dit was om by hom te wees. Dit het gegaan oor verhouding. Dit was 'n verhouding van nabyheid. En Jesus het dit gehad. Hoeveel meer het ek en jy 12 om ons nodig? En wat ek agtergekom het, is in elke fase van jou lewe gaan hierdie 12 verskil. In die week gesels ek met iemand wat vir my sê, Marius, ek is frustreerd want my vriende is ouer as wat ek is en ek is nou verloof en ek het nie regtig jonger vriende nie. Ek sê wel, julle beweeg in 'n nuwe fase van julle lewe in. Want wanneer jy trou, dan begin jy met ander getroude paartjies kuier. En wanneer jy kinders kry, dan wil die getroude paartjies wat jong getroud is nie meer saam met jou kuier nie, want jou kinders friek hulle uit. So jy beweeg dan aan na mense wat kinders saam het. En julle begin saam beweeg. En wanneer jou kinders uit die huis uit is en jy is nou oupa en ouma of jou kinders is op universiteit, dan beweeg jy weer in 'n nuwe fase in. Ek dink die geheim is om die 12 te kry wat saam met jou deur daai fases gaan en saam met jou hierdie goed beleef. Maar ek wil ook die volgende vir jou sê, kies jou 12 baie versigtig. Hoor wat sê Lukas 6 vers 12 tot 13. Jesus, voordat hy die 12 kies saam met wie hy gaan leef, sê die volgende: Eendag kort hierna het Jesus na 'n berg gegaan om te bid en hy die hele nag in gebed deurgebring. Hoor wat sê vers 13. Vers 13 sê, teen dagbreek het hy al sy disippels bymekaar geroep en 12 van hulle gekies om apostels te wees. Voordat Jesus gekies het wie sy tafelvriende is, het Jesus gaan bid. Op skool het ek 'n juffrou gehad, juffrou Betsy Joubert. Sy het L gegee. Ek sal nooit haar naam vergeet nie. Juffrou Betsy Joubert. En juffrou Betsy Joubert het altyd vir my gesê, wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. Julle het daai stelling al gehoor? Dalk is die rede hoekom van ons frustreerd is met waant ons lewe op pad is omdat ons die verkeerde mense gekies het om saam met ons aan tafel te sit. Jesus kies 12 manne en moenie my verkeerd verstaan nie. Hulle was nie eenders nie. Niemand om daai tafel was dieselfde nie. Aan die een kant van die tafel het jy 'n visserman gehad. Het jy al vissermanne ontmoet? Dis interessante ouens. Hier so 2 van hulle in die kerk wat ek nou weer baie te doen kry. Dis interessante ouens. Wim en Gareth. Hulle is interessante seuns. En ek geniet hulle. Ek verstaan nie hoekom jy jou hande vol modder en pap wil maak nie, maar ek verstaan hulle. Okay, so lekker ouens. Ek geniet hulle vreeslik baie. Okay? En aan die een kant het jy hulle. Aan die ander kant van die tafel het jy het jy ou wat ons noem 'n tollenaar. 'n Tollenaar sal nou in vandag se tyd iemand wees wat vir SARS werk. Jy moet so ou ook om jou tafel hê. Dis Matteus. En saam met dit het ons 'n ingenieur gehad. Hierdie man, een man wat saam met Jesus 'n pad gestap het, hy dink aan bou, en as jy ooit die series The Chosen kyk, sal jy sien, hulle vertel sy storie, en hoe hy was een van die 12 disippels gewees, en hy was 'n ingenieur gewees, en so het elkeen van hulle verskil, en hulle het so verskil dat hulle gereeld beklei het. Moenie dink die 12 om die tafel was almal eenders gewees nie, nee, hulle was glad nie eenders gewees nie. Daar was oomblikke gewees wat hulle beklei het en gesê het, ons gaan langs Jesus eendag sit, dit by die ereplek kom. En dan die ander boeties gesê, nee, ons gaan langs Jesus sit. Hulle het gereeld beklei. Inteendeel, daar was 'n geveg gewees tussen Petrus en Johannes. Johannes in sy evangelie, die boek van Johannes, skryf die volgende, hy sê die lieflingsdisipel, hy verwys na homself, was vinniger by die graf gewees as Petrus, hy het vinniger gehardloop as Petrus. Daar was 'n bietjie kompetisie gewees tussen 2 van hierdie ouens. Het jy sulke vriende, hulle is altyd van ek 'n vinniger fietsry as jy. Ek vang meer visse as jy, groter visse as jy. Ek probeer nou dink aan 'n vroue voorbeeld. My naels is mooier as jou naels. Ek kan nou nie. My gebak is mooier as jou gebak. Jy weet al hulle was 'n kompetisie met mekaar gewees. So dit wil vir my sê, daar's nie net hulle was nie eenders om die tafel nie, maar hoor mooi, hulle was in eenheid om die tafel. Hulle was op pad na een rigting toe. Hulle het een ding in gedagte gehad en dit is vir ons wil naby aan Jesus wees. Jy sien hierdie vriende, terwyl hulle om hierdie tafel is beweeg saam na een plek toe, is die mense wat saam met jou om jou tafel sit besig om jou nader te bring aan God of verder te vat van God af. Kan ek volgende vir jou sê, as dit vriende is wat jou gereeld kuierplekke toe sleep en nie jou gereeld kerk toe sleep nie, is daar ook tyd vir ander mense om jou tafel. As dit mense is wat gesprekke om 'n tafel het en vulgêre grappe maak en praat oor hierdie en daai se vrou of hierdie en daai se man,
Raak ontslaaf van daai vriende, dis 'n keuse wat jy het en dis nie maklik nie. Moenie my volgende hoor wat ek sê dis maklik nie, maar wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. Juffrou Betsy Joubert. Wie is om jou tafel en bid jy? En dalk van julle wat jy vandag nodig het om te hoor is jy gaan hier huis toe en jy sê Here, wys my wie is my 12. Wys my wie is die mense wat ek gereeld mee saamkuier. Maar van die 12 gaan ons dan af na die 3 toe. Jy sien Jesus het die 72 gehad, groot gemeenskap waarvan hy deel was, die 12 wat hy elkeen se naam en sy storie geken het, wat saam met hom gereeld om tafel was, maar dan het hy die 3 gehad en die 3 was die binnekring gewees. Hulle het oralste saam met Jesus gegaan. Inteendeel, jy het die 3 in jou lewe nodig. En nou hoor net gou mooi, moenie net 12 mense gaan kies en sê, okay, 12, dis nou die nommer, dis 'n beginsel. Verstaan dit mooi. Hier is nie net 72 mense volgend hier nie, hier is 500 mense volgend hier. Dis 'n beginsel. Ek is deel van hierdie. Ek is deel van 'n binnekring waar ons almal mekaar se name en stories ken. Maar dan gaan Jesus na die 3 toe. En hierdie 3 was Petrus, Jakobus en Johannes. En Petrus, Jakobus en Johannes het na plekke toe gegaan waar die ander 12 nie gegaan het nie. Hulle was deel van die 12, maar hulle het na ander plekke toe gegaan waar die res van die disippels nooit na toe gegaan het nie. Inteendeel, ek wil dit graag vir julle lees in Markus 5 vers 37. Is daar hierdie oomblik waar Jairus se dogtertjie besig is om dood te gaan en as jy die storie ken, ek het al 'n paar keer hieroor gepreek, is Jesus staan stil by die vrou met bloedvloei en Jairus se slaaf kom na hom toe en sê vir hom: "Hoorie, so meester, moenie Jesus verder lastig val nie. Jou dogtertjie is dood." En hier, die woord sê, Jesus het verbied dat enigiemand verder saam met hom sou gaan en hy het net hierdie 3 saam met hom gevat. Jesus het die menigte gestop en niemand toegelaat om verder saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en sy broer Johannes. En dan vat hy hulle in en hy vat hulle in 'n vertrek in en hulle sien hoe hierdie dogtertjie wat tegnies dood is, lewendig gemaak word, want hulle is saam met Jesus. Hulle sien goed wat die ander 12 nie kan sien nie. Maar dan staan 'n ander oomblik in Matteus 17 vers 1 en 2 praat oor hoe Jesus opgaan na 'n berg toe. En hoor hierso, 6 dae later, so wat nou gaan gebeur op hierdie berg is Jesus gaan verheerlik word. Dit sê 6 dae later neem Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saam met hom en hy vat hulle teen 'n hoë berg uit waar hulle alleen was. En dan sê vers 2: en daar terwyl hulle na Jesus kyk, het sy voorkoms verander, sy gesig het begin straal soos die son, sy klere het skitterwit geword. Hierdie praat ons van die verheerliking van Jesus. Hierdie 3 manne is die enigste 3 manne in die geskiedenis van hierdie wêreld wat Jesus in sy verheerlikte vorm gesien het. Hulle het Jesus gesien soos wat hy sou gewees het terwyl hy op aarde geloop het, voordat hy gesterf het, hoe hy sou gewees het, hoe hy lyk as hy eendag in die hemel by Jesus is. Jesus vat hulle na hierdie ongelooflike oomblik toe en net hulle 3 sien daai. Jou 3 is die mense wat wanneer jy wenne in jou lewe het, hulle celebrate dit saam met jou. Hulle is daar vir die goeie. Hulle sien wanneer jy daai kontrak by die werk gekry het en jy kan vir hulle sê, "Jesus ouens, hierdie was 'n harde werk," of "Girls, julle kan nie verstaan nie, ek het hard gewerk hier aan. Kom ons celebrate hierdie, kom ons vier hierdie." Hulle sien jou in jou hoë oomblikke. Het jy mense in jou lewe wat saam met jou die groot oomblikke kan vier? Jy het sulke mense nodig. Maar nie net was hulle op die bergtop oomblikke nie. Van die berg af gaan Jesus en hy stap verder. En tyd gaan verby en Jesus is op pad na die kruis toe. En net voordat Jesus gearresteer word, is hy in die tuin van Getsemane. En in die tuin van Getsemane sê hy ook weer vir hierdie 3 om saam met hom te gaan. Hy sê vir hulle: Petrus, Jakobus, Johannes, kom saam met my. Kom bid saam met my voordat ek gearresteer gaan word. En dis in Matteus 26 vers 36 tot 38, het sê Jesus kom toe saam met hulle by 'n olyftuin met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: sit julle hier terwyl ek daar ander kant gaan en bid. Hy praat met die 12. Hy sê: hoor hierso, dankie dat julle saam met my gekom het, maar ek het hierdie 3 nou nodig. Hy sê hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam met hom. Dis nou Jakobus en Johannes en hy neem hulle saam. Daarop oorval 'n groot oorsteltenis en benoudheid om. Hy sê toe vir hulle: ek is benoud tot sterwens toe. Bly julle hier en waak saam met my. Net tot daar van nou. Hy sien Jesus het nie net sy groot oomblikke vir sy 3 gewys nie. Jesus het sy seerste en benoudste oomblikke. Julle het nodig om te verstaan, in hierdie oomblik is waar Jesus, hy is waar hy die gebed bid: Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, u wil. Dis die eerste keer in Jesus se bediening waar ons sien dat Jesus het hierdie angstigheid oor hom. Dis sekerlik die swakste wat ons Jesus gesien het vandat hy 'n babietjie was. En tog kies hy om hierdie 3 ouens naby aan hom te hê. Wie is jou 3? Wat saam met jou die goeie oomblikke kan sien?
En ek beleef baie keer het ons mense in ons lewens, hulle kan die goeie oomblikke saam met ons sien, maar die gebroke oomblikke steek ons vir hulle weg. En selfs Jesus het vriende gehad wat hy hierdie gebrokenheid van homself voorgewys het. En wat hartseer van hierdie gedeelte is, Jesus wys vir hulle hierdie gebrokenheid en hulle lê en slaap. Moenie daai vriende wees nie. Hulle het gaan slaap, hulle mis die oomblik. Jesus sê vir hulle, kon julle maar nie net 'n paar uur saam met my wakker gebly het om te bid nie. En toe staan Jesus op en word gearresteer. Jy het 3 saam met jou nodig. En kan ek gou vir jou sê, die 3 gaan jou partykeer teleurstel ook. Dis nie net een van die 12 wat jy gaan lees nie, een van die 3. Petrus, hierdie fire, jy weet, opgewarm vir Jesus. Hy sal enigiets vir Jesus doen. Is die ou wat letterlik die volgende dag nadat Jesus om sy gebrokenheid gewys het, was Petrus die een wat gesê het, ek ken nie vir Jesus nie, ek weet nie wie Jesus is nie. 3 keer Jesus ontken het. Later het daar mooi herstel gekom nadat Jesus uit die dood opgestaan het, maar selfs Petrus het Jesus teleurgestel. So kan ek jou nou al sê, as jy vriende in jou lewe toelaat, jy gaan, en ek hoop jy laat vriende in jou lewe toe, jy gaan teleurstelling beleef. Maar van die 3 af, gaan ons na die 1 toe. Die liefling disipel, Johannes. Johannes en Jesus het 'n interessante verhouding gehad, en ons sien 'n paar oomblikke hiervan is toe Jesus aan die tafel aangesit het, toe hy die nagmaal bedien het vir die eerste keer, toe hy tot die nagmaal ingestel het, soos ons dit vandag doen, en sê die woord vir ons, dat die liefling disipel het teen Jesus se skouer gelê. Jy sien, hulle het nie op stoele gesit nie, hulle het aan 'n tafel, en gewoonlik die persoon wat die naaste aan jou was, wat jy die beste verhouding mee gehad het, was die een wat langs jou gesit het, en op jou skouer gelê het. Hier is sulke vriende, julle, en ek verstaan dat vrouens is nie so nie, maar ek het hierdie een vriend, ek en hy gym saam, partykeer slaan ons mekaar op die skouer. Jy weet, ek weet, is bietjie weird vir party mense, né? Hy sal my 'n drukkie gee van agteraf, en as ek het van, los my uit. Slaat hom in die short rib. Jy weet, daai broederlike verhouding, daai broederlike liefde. En ek het so 'n vriend, en ons doen sulke goed saam. En hy's my een, en hy dra sekere goed saam, maar jy het 'n een in jou lewe nodig, wat closer is as enigiemand anders. Inteendeel, Spreuke sê, jy het 'n vriend wat nader is as 'n broer. Dit is wat Johannes vir Jesus was. Hulle was oral saam. Inteendeel, ek wil vir julle hierdie gedeelte lees. Dit in Matteus 17 vers 1 tot 2. Dit sê die volgende. Sit gou vir Matteus 17 vers 1 tot 2 daarop asseblief Lons. Dit sê 6 dae later neem Jesus vir Jakobus en Johannes, Lons, ek het vir die verkeerde skrif nou daar gegee. Ek vra groot om verskoning. Johannes 13 vers 23. Johannes 13 vers 23. Een van Jesus se disippels het langs hom aan tafel aangelê, die liefling disipel. Sien, hy was en dis net vreemd, Johannes skryf hierdie en hy verwys na homself as die liefling disipel. Hy sê, ek weet ek is Jesus se beste vriend. Ek het geen twyfel oor nie. Ek weet ek is Jesus se beste vriend. Maar verder as dit, sê dit in Johannes 19 vers 26 tot 27. So Jesus is hier aan die kruis. Hy's gevange geneem, hy gaan gekruisig word, en Jesus kyk na Johannes. So, weet julle wat's interessant van Johannes? Die ander disippels het almal van 'n afstand af gekyk hoe Jesus gekruisig word. Hulle het nie die guts gehad om naby Jesus te word terwyl hy gekruisig is. Maar Johannes was die enigste disipel wat naby gestaan het en gesê het, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Maak nie saak dat jy gearresteer is of verraai is of wat ook al nie. Ek bly naby aan jou. En in daai oomblik kyk Jesus van die kruis na Johannes en hy sê vir hom, toe Jesus sy ma sien en die liefling disippels wat by sy ma staan, sê hy vir haar, vrou, daar is u seun. En daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou ma. Hier is 'n mooi manier wat Johannes vir ons sê, dat in Jesus se seerste oomblik, net voordat hy sterf, doodgemaak gaan word aan die kruis. Weet jy wat doen Jesus? Hy draai na sy vriend toe en sê, dit wat vir my die belangrikste is, ek vertrou jou met dit. My ma is vir my die belangrikste ding wat ek in hierdie wêreld het. Ek vertrou jou met haar. Kyk na haar. Jy is nou vir haar soos 'n seun. Sien julle hoe naby was Johannes gewees aan Jesus? Het jy 'n een wat dit wat vir jou die belangrikste is, jy kan hulle met dit toevertrou. Jy kan dit vir hulle gee. Jy kan vertrou dat hulle gaan nie dit slegter maak nie, inteendeel hulle gaan dit beter maak. Een wat jy sê, hier's my seun, vertrou my, ek vertrou my seun met jou. Ek vertrou my bakkie met jou. Het jy 'n vriend wat jy sal toelaat om met jou bakkie te ry? Het jy 'n vriendin wat jy sal toelaat om in jou stoof te kook? So ek sukkel met die vroue voorbeelde volgende. Het jy 'n vriendin wat jy jou kind by kan gaan aflaai en sê, kyk asseblief,
ek het nodig om goed te gaan uitsorteer. Sal jy na my kind vir my kyk? Het jy 'n een? Jy sien, want Jesus het hierdie 4 kringe gehad, hy het die 72 gehad, die groot groep gemeenskap, en ja, ek glo jy dit vandag hier. Maar uit dit het Jesus die 12 gehad, wat deel is van die 72, maar het was 'n gefokusde groep, almal ken almal. Dan het hy die 3 gehad, hulle weet alles van mekaar, en dan het hy die 1 gehad. As ons na Jesus kyk, is dit die rolmodel, of die voorbeeld wat ons het vir vriendskap. Het jy hierdie goed in jou lewe? Nou, ek wil 2 getuienisse met julle deel vanoggend hier uit, ander mense se stories, oor hierdie. So hier's 'n persoon vanoggend hier, wat my bel donderdagoggend na manneoggend. Hierdie man kom so nou die laaste jaar manneoggend toe, en ek het hom gesê, ek gaan nie sy naam noem nie, so ek gaan nou nie sy naam noem volgende nie, maar hierdie man kom die laaste jaar manneoggend toe, en beleef iets van die Here, 5:30 op 'n donderdagoggend, kan jy glo, kom hier, en net soos, en beleef iets so erg, so dat hy 'n ander vriend saam met hom bring, en hierdie ander vriend begin saam met hom kom, en hulle bring 'n ander vriend saam, en hulle begin sekere goed deurgaan, en hierdie vriend deel met my, dat dis sy verjaarsdag hierdie naweek, en hy sê boukontrakteur, en omdat hy 'n boukontrakteur is met al die reën, kon hy nie werk nie, en as jy nou enigiets van dit verstaan, beteken dat hy kan nie geld kry nie. En hy sit hier by hierdie vriende van hom, en hy sê, wat saam met hom manneoggend toe kom, en hy sê vir hulle, manne, dit gaan nie met my goed nie, hy is vulnerable, hy sê, hoorie, dit gaan nie met my goed nie, dis my verjaarsdag, ek kan niks doen vir my verjaarsdag nie, en sal jy net saam met my bid, hy vra niks, sê net vir hulle waar hy gaan, en daai vriende sê vir hom, waarvan praat jy? Ek vat jou vanaand uit, die ander vriend sê, ek vat jou môre aand uit, jy sal bederf word vir jou verjaarsdag. Hy sê, nee, dis nie wat ek wil nie. Hy sê, hey, ons gaan nie vir jou geld hê, ons gaan jou bederf. Want dis ons voorreg en verantwoordelikheid as jou vriend om jou hier deur te kan dra. Is dit nie ongelooflik om te dink, jy het sulke mense in julle lewe, dat selfs wanneer jy nie geld het nie, weet julle wat, moenie net met mense vriende wees oor wat hulle jou kan gee nie. Ons moet nie vriende met mense wees oor wat hulle in hulle sakke of in hulle bankrekening het nie. Ons moet vriende wees oor wat hulle vir ons kan beteken. En dit beteken partykeer, hulle kan net daar wees en vir jou 'n skouer wees om op te huil wanneer jy alleen is. En dit bring my na ek en my vrou ry gisteraan terug van Pretoria af, ek het 'n troue in Pretoria gedoen, en ons ry terug, en ons het 'n gesprek, en ek vra vir hom, my vrou, het jy 'n een? En sy sê vir my, man, ek het 'n een, en ons begin bietjie praat oor hierdie een in haar lewe, en sy sê vir my, toe ons babatjie verloor het, was hierdie vrou die een wat verstaan het wat deur sy gegaan het, haar gedra het deur dit, saam met haar gehuil het, sy kon saam met haar gehuil het, want sy was deur dieselfde ding gewees, en sy sê vir my, jy kan nie verstaan hoeveel daai vrou vir my beteken het nie. En ek sit hier en ek dink, hier's mense vandag hier. Jy gaan deur die aakligste goed in hierdie lewe, en jy kies om alleen daardeur te gaan. Jy kies om nie ander mense om jou toe te laat nie. Jesus het gekies. Hy het gaan bid en gesê, Here, gee my 12, uit daai 12 gee my 3, uit daai 3 gee my 1. Kies jy vanoggend om mense naby jou toe te laat? Kies jy om te sê, Here, wys my wie's die mense om te wees. En kan ek vir jou sê, as jy niemand sien nie, wees die vriend. Kies om daai vriend te wees vir iemand. As jy sien iemand gaan deur, jy sien dis wat daai ou volgens vir my sê. Hy het nie gegaan en gesê, Jesus, ek hoop maar ek kry vriende hier by die kerk. Hy het ouens gaan soek. Jeannie sê sy moes intentioneel met hierdie vrou gaan praat. Wie kies jy om naby te bring om te sê, ek wys jou my goeie oomblikke, maar ek wys jou my slegte oomblikke? Het jy daai een vriend wat jy alles mee kan vertrou? Daai een vriendin wat jy alles mee kan vertrou? Sê, want Jesus het dit gedoen, en weer eens, as ons sê, ons loop in die voetspore van Jesus, het ons nodig om te verstaan, dat Jesus se voetspore lei ook na vriendskap toe. En so my gebed vandag vir jou is, dat Jesus vir jou vandag sal kom wys. Wie jou 72 is, en ek glo jy dit hier om jou, maar wie jou 12 is, wie jou 3 is, en wie jou 1 is. Kan ek jou vra om jou oë te sluit, en ek wil vanoggend 'n intentionele gebed doen, vir jou kringe, wat jy rondom jou het. Here, dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap. Ons het 72 hier om ons, wat saam glo dat Jesus Christus het vir ons gesterf, opgestaan. Ons is deel van 'n liggaam, soos die woord dit noem. En ons beweeg saam in een rigting, om nader te kom aan die manne en vroue wat U wil hê ons moet wees, om nader te kom aan die vaders, aan die moeders, aan die vriende, aan die kollegas, Here, wat U wil hê ons moet wees. Ons is deel van hierdie groot gemeenskap, Here, maar binne in hierdie community van gelowiges, wys vir ons wie ons 12, Here, en ek beleef so erg op my hart vanmôre, as daar manne en vroue is wat hier sit, wat deel is van die verkeerde 12,
En hulle lewe word daardeur geaffekteer. Gee vir hulle vandag die boldness, die waagmoed, Here, om te kan sê, ek het nodig om weg te breek uit hierdie vriendskap uit. Sodat ek vriende kan wees met man en vrou wat my nader bring aan Jesus, en my nie aftrek tot op hulle vlak nie. Here, en dit te doen in liefde, nie dat ons mense sal afskryf nie, maar dat ons sal besef, Here, dat hulle wat ons osself mee omring het, 'n direkte invloed op hoe ons lewens uitleef. Mag hulle mense om hulle kry. In 'n wat dieselfde fokus het, Here, 12 mense, hulle ken hulle storie, hulle ken hulle name, hulle mense wat hulle dra deur hulle pyn. Maar Here, saam met dit, uit daai 12 uitkom bid ek dat U sal kom wys wie's die 3. Wie's die manne en vroue wat ons baie naby toelaat, om die hoëpunte en die laagpunte te kan sien. Here, gee vir ons die wysheid om hierdie 3 mense te identifiseer in ons lewens wat ons nog nie het nie. Maar Here, saam met dit wat Spreuke sê, 'n vriend wat nader is as 'n broer. Here, gee ons wysheid, nader is as 'n suster. Wys vandag vir ons, wie is die vriende in ons lewens, wat ons in ons seerste seer oomblikke, is dit die vriende wat sal sê, moenie worry nie, ek dra jou, dit wat vir jou belangrik is, dra ek saam met jou. Here, kom voeg by. Want ek beleef so hierdie woorde vanoggend terwyl ek na ons gemeente kyk, Here, hoe U sê, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En Here, daar waar daar seer is, kom genees daai seer. Daar waar vergifnis plaas moet vind, kom bring daai vergifnis. Maar Here, lei ons na 'n plek toe, wat terwyl ons in die voetspore loop, ons sal besef dat dis mense om ons wat U deel wil maak van ons storie, en ons deel maak van hulle storie. Mag ons gehoorsaam wees aan dit wat U vir ons sê. En mag ons besef, die waarde wat mense tot ons kan toevoeg, is altyd soveel meer as die seer wat ons kan aandoen. Ek bid dit in ons wonderlike, in U wonderlike naam, Here Jesus Christus. Amen.